Goeiemôre. Ek hoop dit gaan goed. Jy is uitgerus en gereed vir hierdie nuwe dag. Ek kan nie glo die tyd stap so aan nie. Hierdie nuwe jaar het al 'n paar dae gevorder en ek en jy is bevoorreg om te kan lewe en die lewe in oorvloed te kan geniet. Nou, ek het dit al baie gesê. Engels is nie vir my maklik nie. Ek sukkel om Engels te praat. My tong knoop en soos daardie ou spreekwoord gesê het, I speak English very deliciously. Maar ek het so 'n Bybel van Joyce Meyer en ek dink baie van ons het so 'n Bybel. Dis 'n Bybel wat so 'n ekstra sinnetjie of woordjie tussen die ander versies insit om dit te verduidelik en om dit makliker te maak. In Psalm 23 word so mooi geskryf en ek wil graag vanmôre net stil staan by een versie. Psalm 23 vers 1 in die Engelse Bybel sê, The Lord is my shepherd, en hoor mooi, to feed, to guide, and to shield me, I shall not lack. Toe ek hierdie woorde lees, toe kry hierdie Psalm net weer 'n nuwe betekenis. En ek weet jy ken hierdie Psalm uit jou kop uit. Dis een van die psalms wat die meeste gelees word. Dis een van die psalms wat die meeste by begrafnisse en troues gebruik word. Dis 'n psalm wat 'n mens hoop gee in hopelose situasies, wat 'n mens troos gee, wat jou deurhelp in tye wat jy nie weet hoe jy aan die ander kant gaan uitkom nie. Hoekom? Want die Here is 'n herder. En die herder in die Bybelse tyd en net so ook vandag het 'n paar funksies gehad. Nie kom hierdie vertaling van die Bybel en hy spesifiseer hierdie take. Hy sê to feed, to guide and to shield me. En toe ek hierdie woorde hoor, toe besef ek net, maar dis wat die Here doen. En omdat ek en jy nog lewe en omdat ons nog 'n kans het om vanmôre wakker te word, is as gevolg van die goedheid van die herder. In die eerste plek sê hy, to feed me. Dit wat ek en jy vandag het, kom uit die hand van die Here. En dit gaan nie net hier oor kos wat ons eet nie, maar elke ding wat jy het, wat na jou kant toe kom. Jou werk, jou kar, jou vriende, jou kos. Elke ding wat aan jou toevertrou word, is die Here se manier hoe hy ons voed en sorg dat dit met ons goed gaan. En daarom wil ek vanmôre vir jou sê dat moenie dit wat jy het as vanselfsprekend beskou nie. Dis as gevolg van die herder van Psalm 23, die herder van Dawid, maar ook die herder van jou en my, wat ons feed, sodat ek en jy genoeg sal hê. Die tweede woordjie sê hy, to guide me. Wat is guide? Guide is om my en jou te lei. Die Heilige Gees, as die herder, het 'n taak gekry by die Vader, en dis om sy kinders te lei. Om te lei in moeilike omstandighede, om te lei waar ons verdwaald raak, om te lei wanneer ons moet keuses maak, om ons te lei wanneer dinge vir ons moeilik raak en ons nie weet links of regs of stop of vorentoe nie. En hier kom die herder en hy sê, ek is nie net daar om jou te voed nie, ek is ook daar om jou te lei. Die werk van die Heilige Gees in hierdie aspek, seker een van die belangrikste take en opdragte wat die Heilige Gees van die Vader het, is om my en jou te kan lei. En as jy vanmôre voel dat jy weet nie waar jy weet nie meer hoe nie, wil ek jy moet vanmôre bid en sê, o Heilige Gees, wil U my nie vandag lei sodat ek die regte ding sal doen nie. En dan gaan hy verder, hy sluit af hierdie eerste vers, hy sê to shield me. Shield beteken om jou toe te maak en jou te beskerm van dit wat jou kan seermaak. Die bloed van Jesus Christus, die bloed van die vlekkelose lam, die bloed wat gestort is op Golgotha, is daar om my en jou toe te maak, to shield us, om ons te beskerm, sodat geen onheil en geen plaag naby ons tent sal kom nie. En vandag wil ek dit oor jou lewe spreek, dat die Here jou sal shield, sal toemaak, sal beskerm, sal behoed en bewaar. Jabes bid dit so mooi, sê Here, stort die seën oor my uit, vergroot my grondgebied en weerhou onheil van my, sodat geen smart naby my sal kom nie. En dis my gebed vanmôre, dat die herder, die Here wat ons herder is, jou vandag sal voed, jou vandag sal lei en jou vandag sal beskerm van alle kante, sodat jy veilig sal wees. Here, baie dankie vir 'n vars manier om na hierdie Psalm te kyk. My gebed is dat U vandag ons herder sal wees.
Amen.